Die week sluit die of begin die skool weer. Kom ons dink aan mense wat met vakansie is en wat op die paaie is, terug vir die 4de kwartaal wat vir ons voorlê. En kom ons dink ook aan die sitting van die noordelike sinode wat volgende week begin. Volgende Sondag is die 16de, die middag begin die sinode sitting. Ons sal volgende week vir die reëlings gee, want daar is 'n uitnodiging van die organiseerders se kant af dat gemeentes reg oor die sinode deel het aan die aanddiens. Die sinode begin met 'n aanddiens en 'n nagmaal wat ook die tema van die sinode inlei, en dit gaan oor wysheid vir 'n tyd soos hierdie. So of dit in die kerk uitgesaai gaan word en of ons net 'n skakel versprei en dat jy dit by die huis volg, ons sal daardie inligting sal ons volgende Sondag hê. Ek wil welkom sê vir Hanlie Becker by die orgel. Sy neem vanoggend vir ons waar. Baie dankie Hanlie. Kom ons tree toe in 'n erediens. Dis 'n dialoog tussen God en sy gemeente. En kom ons verklaar dit, dat dit die rede is hoekom ons hier by mekaar is, om met God in gesprek te gaan, en om as 'n groep saam voor sy aangesig te wees. Ons doen dit met lied nommer 5, Psalm 5 in die liedboek, die eerste 3 strofes, bly sit daarvoor. Ek soek na U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Amen. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede kom van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God groet en ons antwoord. Kom ons doen dit met 2 lofliedere. Hierdie keer gaan ons staan as ons dit sing. Die eerste een is in die liedboek nommer 197, pragtige, sterk lied oor God se koningskap, en daarmee lei ons ook die
tema van hierdie erediens in. Gaan weer 'n keer oor die koninkryk van God, vanoggend dan die hede en die toekoms van die koninkryk. Wonderbare koning, heerser oor u skepping, ons bring u ons lofgesange, vers 1 en 2, en daarna bly staan. Loflied nommer 475, Allerhoogste Hemelvader, en vers 2, 'n gebed dat die Here in die gemeente sal werk en dat hy ons sal reinig en sal heilig, omdat hy heilig is. Nommer 475, vers 1 en 2. Wat so lank wil opsoek, ons volgende lied is Psalm 25 vers 5, die Tosius beruiming wat ons as 'n skuldbelydenis lied gaan sing. Kom ons luister na die wet van die Here. As ons oor die koninkryk praat, dan is die bergrede van Jesus, Matteus 5 tot 7, kan beskou word as die grondwet van die koninkryk. En dat alles
soos wat ons dit dikwels hoor in die howe, word getoets aan die grondwet. Kom terug na die grondwet toe. En die grondwet kan nie verander word sommer nie. En in die koninkryk van die hemel is die bergrede die grondwet. En as dit gaan oor die wet en oor optrede, oor reg en verkeerd, en die posisie van die wet van Moses, dan gee Jesus eers die beginsel. Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Ander vertalings sê om dit te vervul. En dan 'n eerste voorbeeld van wat bedoel hy dat hy die wet sy volle betekenis laat kry, gaan oor versoening en oor die 6de gebod. Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af van die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan, en bring jou offer. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het. Sal saamstem dat Jesus die moordgebod 'n bietjie moeiliker maak, omdat dit in God se nuwe koninkryk nie net gaan oor fisies moord pleeg nie, maar oor kwaad word en mense skel en sleg sê en oor slegte verhoudings tussen mense. Dis wat hy bedoel het toe hy sê ek nie gekom om die wet ongeldig te maak nie, maar om hom sy volle betekenis te laat kry. Kom ons bely ons onvolmaaktheid. En is makliker ons kan maklik as dit net oor die 6de gebod, jy mag nie moord pleeg nie. Sou ons maklik kon sê, gelukkig het ek daardie een darm nou nog nie oortree nie. Ek het darm nou nog nie 'n moord gepleeg nie. En dan stap ons weg en dink ons is nie skuldig aan die 6de gebod nie. Maar soos wat Jesus dit vertolk, moet ons maar elkeen sê, ek is skuldig aan die 6de gebod en aan elkeen van die ander gebooie. Kom ons bly sit en ons bely ons sonde met vers 5 van Psalm 25.
1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, dat as ons sê ons het nie sonde nie, mislei ons onsself, die waarheid is nie in ons nie, maar as ons ons sonde bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe ons sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dit is die evangelie. Ons skriflesing vir oggend is uit die eerste Korinteërbrief, 1 Korintiërs 15. Ons gaan net 'n stukkie in die middel van die hoofstuk lees, wat nou eintlik nie is hoe mens met so 'n hoofstuk en met so 'n brief werk nie, maar ek sal probeer om dit so 'n bietjie in die konteks ten minste dan van die hele hoofstuk 15 te stel. Ons skriflesing 1 Korintiërs 15 van vers 20 tot 28. Ons gaan eers saam bid. Ek gaan vir ons lei in 'n kort lofgebed wat ek uit die liedboek uitneem en dan sing ons daarna die Ons Vader gebed. Kom ons bid saam. Juig almal tot Gods lof en eer. Kom dien met blydskap God die Heer. Kom met gejubel voor hom saam en dank en loof hom, prys sy naam. Erken die God en sy gesag. Hy hou oor ons sy kudde wag. Laat ons as volk die Heer aanbid. Hy het ons gemaak as sy besit. Gaan by sy tempel in en sing en bring heel dank met jubeling. Sy goedheid, liefde en sy trou sal hy vir altyd onderhou. Amen. Korintiërs 15 vers 20, waar nou Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus, daarna by Christus se koms,
die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy alle bose magte vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp. Maar as die skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is dit duidelik dat die Vader wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder is. Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader, wat alles aan hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles. Nou oor koninkrykstyd, net een opmerking vanoggend, en dit is dat die kanselkleed wat u hier voorsien, is eintlik die sentrale simbool vir koninkrykstyd. 'n Bootjie op die see, 'n seilbootjie wat op weg is en wat aangeblaas word deur wind. 'n Simbool van die kerk wat op pad is deur 'n onstuimige wêreld en wat voortgedryf word deur die Heilige Gees. In die Griekse en in die Hebreëse taal is die woord vir wind en vir gees is identies. Ruach in Hebreëus, pneuma in Grieks. Daarom die wind, die gees se krag wat die dryfkrag is agter die kerk se op weg wees deur die lewe. Ons het verlede Sondag oor die koninkryk gepraat, oor die koninkryk gelees. Ons het gehoor hoe Jesus begin preek het. Markus 1 vers 15 sê, in Galilea het Jesus begin preek en hy het gesê, bekeer julle en glo die evangelie. Die koninkryk het naby gekom. Die tyd het aangebreek vir die koninkryk. En oor die koninkryk het ons eintlik net 3 eenvoudige punte gehad. Die koninkryk veronderstel 'n koning, koninkryk het vyande, die koninkryk het onderdane. Vandag kyk ons nou na die hede en die toekoms van die koninkryk. En om dit sommer aan die begin baie eenvoudig te stel, kan ons sê die koninkryk van God bestaan reeds. Dis reeds hier. Jesus het dit gebring en van die tyd van Jesus se eerste koms af is die koninkryk hier, bestaan reeds op aarde, maar nog nie volledig nie. En 1 Korintiërs 15 spel vir ons baie mooi uit. Vir Jesus om die koninkryk van die hemel op aarde tot stand te bring, was die opstanding van Jesus krities belangrik. Nou Jesus se lewe, dwars deur sy lewe op aarde, is sy bediening deurspek met allerlei voorbeelde, tekens wat vir ons sê die koninkryk van God breek deur. Byvoorbeeld, Jesus konfronteer bose geeste en dan herken hulle hom, dan weet hulle wie hy is en dan kan hulle nie opstaan teen hom nie, maar hulle moet hom gehoorsaam en uit die mense uitgaan waar hy hulle uitdryf. Nog 'n voorbeeld dat hy verskillende siektes en kwale genees en daardeur sy koningskap oor melaatsheid en koors en ander siektes bekend maak. Nog 'n voorbeeld, Jesus se wondertekens dat hy heers oor die natuur en oor natuurelemente. Hy loop op water, hy maak 'n storm stil, hy breek brood en voete skare ensovoorts. En elke keer toon hy wie hy is. Hy is die koning wat heers ook oor die natuur en oor natuurwette. Maar ten spyte van al hierdie tekens dat Jesus koning is en dat hy die koningskap van God, die koninkryk van God naby bring,
sou alles doodgeloop het en alles sou te vergeefs gewees het as Jesus se loopbaan op aarde geëindig het by die dood. En dit spel hierdie hoofstuk vir ons uit. Die opskrif by 1 Korintiërs 15 is die opstanding van Christus. Die koninkryk van die hemel sou doodgeloop het as dit nie was vir die opstanding. Die koninkryk staan of val met die oorwinning oor dit wat 1 Korintiërs die laaste vyand noem. Die uiteindelike vyand is die dood. Nou, Paulus begin hierdie hoofstuk oor die opstanding. Begin hy in vers 3 deur die evangelie in 'n baie klein neutedop op te som. As hy sê, die belangrikste wat ek ontvang het, en die belangrikste wat ek ook aan julle oorgelewer het, en dan sê hy wat dit is, dit gaan oor Jesus, wat vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, hy is begrawe, en op die 3de dag opgestaan, dis die paasgebeure. Dis die belangrikste. En dan in hierdie kort neutedop brei hy nogal uit op die laaste een, en dit is oor Jesus se opstanding, en dat hy verskyn het aan 'n klomp mense, om hierdie belangrikste van alle gebeurtenisse aan mense se verstand te bring, dat dit regtig gebeur het. Jesus het verskyn aan die disippels, en aan die vroue, en aan Sefas, en aan die 12, en dan aan meer as 500 gelowiges tegelyk. En dan, nadat hy so die evangelie as die Paas-evangelie, die opstandings-evangelie aangekondig het, gaan hy bietjie verder en sê, dan loop hy mense tromp op, wat die opstanding ontken. Van vers 12 af, praat hy met mense wat beweer, daar is nie so iets soos lewe na die dood nie, daar is nie so iets soos opstanding van die dooies nie. Dan stel hy die feit hier waar ons begin lees het, die belangrikste feit, en dit is, maar nou, Christus is opgewek uit die dood. En met Jesus se opstanding, en met sy oorwinning oor die laaste vyand, die dood, staan die koninkryk. Want by die opstanding van Jesus en sy oorwinning oor die laaste vyand, aardse dood, staan of val die koninkryk van God. So, die koninkryk het 'n werklikheid geword. Nou, om dit net in perspektief te stel, voor Jesus se opstanding, was daar net een groot, uiteindelike werklikheid, wat mense en mense se lewens gedomineer het. En dit is, dat daar 'n sondeval is, en dat ons almal, deur ons verbondenheid aan Adam, sterf. Die oersonde het gemaak, omdat ons almal afstammelinge is daarvan, dat die sonde deurgedring het, en dat almal gesondig het, en daarom dat almal sterf. Almal is verbonde met Adam en met sonde, en daarom sterf almal. Dis die enigste uiteindelike waarheid voor Christus se opstanding. Maar na sy opstanding is daar 'n tweede groot uiteindelike waarheid oor mense se lewens. En dit is dat ons nie net aan Adam verbonde is nie, maar ook aan Christus verbonde is. En omdat ons aan Christus verbonde is, en omdat hy reeds die dood oorwin het, daarom is daar ook opstanding uit die dood as 'n tweede groot werklikheid. 'n Lewe na die dood. Of dan in Jesus se woorde aan Lazarus se sissies, dat ons sal lewe al sterwe ons ook. Nou vers 21 en 22 spel hierdie twee basiese waarhede, ons verbondenheid met Adam en sonde
en die feit dat ons sterf aan die een kant, maar dat ons ook verbonde is met Christus, en daarom ook uit die dood opstaan. Spel hierdie waarhede vir ons baie mooi uit. Kom ek lees dit, vers 21 en 22 weer. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. So die koninkryk van God is reeds hier, omdat die laaste vyand reeds oorwin is. En daarom leef ons met hoop en sterf ons ook met hoop, omdat die koninkryk van God gekom het en omdat ons behoort aan Jesus Christus. En daarom, soos die katekismus se eerste vraag en antwoord het mooi uitspel, dat ons getroos lewe en getroos sterwe. My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my verlosser, Jesus Christus. En hy het reeds opgestaan. Maar daar is ook die nog nie. Die koninkryk is reeds hier en is reeds oorwinnend omdat Christus reeds opgestaan het. Maar daar is ook 'n nog nie. Daar is 'n toekoms wat nog nie aangebreek het nie. Ons het nog nie saam met Christus opgestaan met 'n verheerlikte liggaam wat net reg is vir die hemel. Ons lewe met aardse liggame wat nie geskik is vir die hemel. Ons lewe met aardse liggame wat by die aarde hoort en ons bevind ons nog in 'n onvolmaakte aardse bestaan. So dit is, al is ons burgers van God se koninkryk, is dit nog nie volledig nie. Ons is nog nie in die hemel nie. Ons is nog nie verheerlik nie. Die Bybel leer ons, en hierdie hoofstuk leer ons, dat alles nie eensklaps gebeur nie, maar dat daar, soos wat die Predikerboek sê, 'n tyd is vir elke ding. Ook 'n tyd vir die oorwinning oor die laaste vyand, die dood. En die tyd vir Jesus se oorwinning oor die laaste vyand is reeds daar. Hy het reeds opgestaan uit die dood. Hy is opgewek in 'n verheerlikte liggaam en hy is reeds ons pand en ons plekhouer in die toekomstige bedeling. Vers 23 sê dit baie mooi, daar's 'n volgorde. Nie eensklaps alles net, dan is die koninkryk in al sy volledigheid daar nie. Maar daar's 'n volgorde. En Christus is die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. En dan nie net kronologies die eerste nie, maar die eersteling. En ek het al so oor die jare 'n paar keer oor hierdie metafoor uit die offers van die Ou Testament uitgepraat. Die eersteling offer. As die graanoes daar is en die eerste graan word ryp, dan sny hulle daar die eerste gerf af en bring daar die eerste gerf as 'n eersteling offer na die tempel toe en wy dit aan die Here. Die 99,9% van die oes wat nog op die land staan, word verteenwoordig deur die eersteling offer, deur die eerste gerf. En as Christus die eersteling uit die dood is, beteken dit hy verteenwoordig die 99,999% van die oes van God, van mense wat aan hom behoort, wat burgers van die koninkryk is, wat nog nie in heerlikheid opgestaan het uit die dood nie. Eersteling is Christus, vers 23, en daarna, by sy wederkoms, die wat aan hom behoort. So dis die nog nie. Ons is nog nie daar nie. Ons is nog nie by die wederkoms nie. Ons het nog nie verheerlikte liggame ontvang nie. Ons is reeds kinders van God. Ons is reeds burgers van die koninkryk. En niks kan dit verander nie. Dit staan vas in God se genade, staan dit vas. Niks kan dit verander nie.
ons lewe is 'n oorlog en is leeuwêreld. En die skote klap nog. En daar's 'n vyand wat soos 'n brullende leeu rondgaan om te kyk wie hy kan verslind. En as ek dit nou so sê, sal jy hopelik met my saamstem. Die groot verskil tussen die hede van die koninkryk en die toekoms van die koninkryk gaan oor die vyand. In die hede is daar 'n koning, daar's vyande en daar's onderdane. In die toekoms is die vyand nie meer daar nie. In die toekoms, wanneer by die wederkoms van Christus, sal die laaste vyand van die koninkryk gedisintegreer het, vernietig wees, onderwerp wees aan die koningskap van Christus. So nou is daar 'n koning, daar's vyande en daar's onderdane. In die toekoms net 'n koning en onderdane. Nie meer vyande nie. En dis hoekom hierdie gedeelte eindig en sê, dan sal God alles vir alles wees. Dan sal God alles in almal wees. Onverhinderd, sonder die inmenging van 'n vyand. Die aardse bedeling is die bose nog voluit aan die werk. Die koninkryk is hier, maar is twee koninkryke wat in 'n oorlog gewikkel is met mekaar. En die vonke spat. Die duisternis is nog hier. Die lig het begin skyn, maar hier's nog baie duisternis. Christus se koninkryk is 'n werklikheid, maar die bose is ook 'n werklikheid. Die Bybel leer ons hy is die leuenaar. Hy spesialiseer in die leuen. Hy is die misleier van mense, hy is 'n mensemoordenaar. Hy mislei mense om hulle rug op God te draai. Hy is die brullende leeu wat die heeltyd kyk wie hy kan verslind. En daarom sê vers 24, die einde kom eers nadat hy alle bose magte vernietig het. Hy heers as koning vers 25, hy heers as koning nou, en hy heers op so 'n manier, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Dis die verskil tussen die hede en die toekoms van die koninkryk. Gaan oor die vyande. Daarom kom ons staan vir 'n oomblik nog 'n bietjie stil, want dit is die nog nie van die koninkryk, is hierdie bedeling waar die vyande van die koninkryk van God nog 'n groot werklikheid is. Ek praat die Bybel oor so 'n onheilige drietal van vyande van die mens. Satan in die geesteswêreld agter die skerms, die koördineerder van alles wat boos en sleg is. So Satan, sonde, dood. Daai drie. Satan wat mense verlei en verslind en wat mense beïnvloed om sonde te doen, en die loon van die sonde is die dood. En daardie drie hoort altyd by mekaar as die vyande van die koninkryk en die vyande van God se kinders. Satan, sonde, dood. En dan gaan die belydenisskrif 'n bietjie verder en sê oor hierdie sonde, brei bietjie uit oor sonde. Op watter manier, hoekom is sonde so 'n groot probleem? En sê die drie groot doodsvyande wat mense in sonde gevange hou, is Satan, in die geesteswêreld, in die onsigbare geesteswêreld agter die skerms, maar dan ook 'n bose wêreld waarin ons lewe, wat vol bose mense is en vol geïnstitusionaliseerde
geïnstitusionaliseerde boosheid. En met 'n lang geskiedenis en 'n nawerking van boosheid, en ek sal nou 'n bietjie daaroor verder gaan. En dan mense eie sondige natuur. Daai 3 doodsvyande van die mens. Sê dit gaan oor Satan, dit gaan oor 'n bose wêreld waarin 'n mens jou weg moet vind. En dit gaan oor jou eie sondige natuur. Daai is die doodsvyande van die mens. Kom ek gee 1 of 2 voorbeelde sonder om in te baie besonderhede in te gaan daaroor. Ons is die enigste, Afrikanerdom is die enigste wit inheemse stam van Afrika. En daar's 'n problematiek daaraan verbonde. Want hierdie kontinent het 'n geskiedenis van slawerny. Waar jong kinders gevang is en toegesluit is en op slaweskepe, oorvol slaweskepe ingeprop is en oor die Atlantiese Oseaan vervoer is, waar die helfte van hulle dood is op pad, om verkoop te word, as mense wat geen vryhede, geen regte, geen familie, geen herkoms, geen geskiedenis, geen land het nie. Asof hulle net iemand anders se eiendom is. Hierdie kontinent lei aan die geskiedenis van dekades en eeue van kolonialisme, van 'n vreemde moondheid met beter wapens, wat op 'n plek land en 'n vlag plant en sê dit is nou myne. En wat daar begin om die hulpbronne te neem, kan ons sê te steel. Ons lewe aan die eindpunt van 'n geskiedenis, as jy hoef nie baie ver terug te gaan nie, om die botsings en die oorloë en die bloed raak te sien. Tussen wit en swart en wit en wit, wat goed kompliseer. En binne dit alles is daar iets soos 'n kollektiewe geheue. En dan raak goeters soos rasisme byvoorbeeld, wat mense tog moet sê, hoekom is dit nie moontlik dat ons net rasisme eens en vir altyd net agter die rug kan kry en kan aangaan met goeie verhoudings? Dit is 'n wederkerige samelewingsprobleem. Dis nie net individue wat daarbey betrokke is. En kyk nou wat gebeur. Daar gebeur 'n insident tussen 2 individue wat mekaar te lyf gaan. En net so is dit 'n rasinsident. En is die wêreld op hulle agterpote. En dit is die probleem van 'n sondige wêreld waar sonde ook geïnstitusionaliseer is en in mense se kollektiewe geheue ook vasgevang is. Laat my baie dink aan na die dag die rugby toets teen die Australiërs. Toe's daar 2 ouens wat bietjie spykers met mekaar optel. En as jy weer sien, dan's al 30 deel van die geveg. Dit het niks met hulle te doen gehad nie. Hy wou dit nie gehad het nie, hy het dit nie geïnisieer nie, hy was nie betrokke daarbey nie. Maar omdat hy deel is aan hierdie spel, raak woeps almal betrokke by daardie konflik. En almal ruk en pluk aan mekaar. Dis die probleem, is sonde en die stryd van die koninkryk. Die stryd vir die koninkryk is nie net, die slagveld is nie net 'n individu se gemoed en 'n individu se gewete en 'n individu se besluitneming. Want een van die doodsvyande is die wêreld waaraan jy nie anders kan as om deel van te wees nie. En dat die individu daardeur betrek word en ingesuig word by goed wat jy baie keer sê, maar dis nie, ek wil dit nie hê nie, ek het dit nie veroorsaak nie. Maar dis die wêreld waarbinne ons lewe. Dat jy
partykeer voel dat die opsie vir reg doen is nie meer daar nie. Dis die stryd in die hede van die koninkryk. Omdat die stryd het te doen met baie werklike vyande. En as mens die vyande in 'n sondige wêreld en van die bose wat sy rol speel, dan is my reaksie vanuit my eie sondige natuur ook. Daarom eindig Romeine 7 waar Romeine 7 eindig. As Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, kry ek nie reg nie. En ek verstaan nie wat hier aangaan nie, want ek wil die goeie doen, en as ek weer sien, dan het ek kwaad gedoen. En die kwaad wat ek haat, en wat ek nie wil doen nie, as ek weer sien, dan trap ek in die slag. Ek ellendige mens. En dan sê hy, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Dis die laaste vyand. Satan, en sonde, en dood. Dis hoe 1 Korintiërs 15 ook daaroor praat, sê totdat hy die laaste vyand, en dit is die dood, wat die gevolg is van sonde, wat die gevolg is van misleiding en leuns. En om net baie vinnig te sê dat 'n kollektiewe geheue en kollektiewe botsings en stryde is nie net op die Afrika-kontinent en dit nie met ons en ons mense te doen nie. Die Engelse en die Ire het 'n lang geskiedenis met mekaar. Die Engelse en die Franse het 'n lang geskiedenis met mekaar. Die Russe en die Amerikaners het 'n lang geskiedenis met mekaar. Die Japaneese en die Chinese het 'n lang geskiedenis met mekaar. Die Israelies en die Palestynë, hoekom kan hulle nie net vir eens en vir altyd vrede maak op daai stukkie van die aardbodem? Omdat goed geïnstitusionaliseer is en oor eeue deel geword het, nie net van individue se manier van dink en manier van kyk nie, maar gemeenskappe. En dit is wederkerige gemeenskapskwessies. Dan van hierdie kant af, dan van die ander kant af. Dan rasisme van die kant af, of bevoordeling van die kant af, en dan rasisme en bevoordeling van die ander kant af. Was 'n mooi lied in die liedboek, 'n gebed. Nommer 283. Wat sê, o Vader, hoor my, o Vader, as ek bid vir hierdie land. En dan staan daar die reëls wat sê, terwyl die vlam van haat bly brand, bly vrede self bestryd. Dis die hede van 'n lewe in die koninkryk van God. Die werklikheid van om met die een voet in die nuwe wêreld van God, die nuwe wêreld van sy geregtigheid en sy vrede te staan, en met die ander voet in 'n wêreld te staan wat so stikkend is. En waar die vyande van die koninkryk hulle bes doen. As die een ouetjie wat nooit iets slegs van enige iemand gesê het nie. En toe wil iemand hom toets, toe sê hy, wat dink jy van die duiwel? Sê, wel, daai ou het nie 'n lui haar op sy kop nie. Dis een van die flikste ouens. Korintiërs sê, Jesus sal voorlopig as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. En dit is die hoop waarmee ons lewe, die hoop waarmee ons streef, die hoop waarmee ons bou, die hoop waarmee ons bid, is die hoopvolle wete, dat die vyande van die koninkryk nie 'n toekoms het. Die toekoms is 'n toekoms van die koninkryk waar daar net 'n koning en onderdane is. 'n Toekoms waar God alles vir almal sal wees, sonder die inmenging van 'n onwelkome vyand. Daarom
ons daar kom, leef en streef en bid en werk en waak, hoopvol. Die uiteindelike toekoms behoort nie aan die bose nie. Die laaste woord sal gesê word deur God wanneer hy die laaste vyand by Christus se wederkoms, die laaste vyand, die dood, aan Christus onderwerp. En wanneer daar nie meer onvolmaakte hede en 'n volmaakte toekoms is nie, maar net die volmaakte werklikheid van die volledigheid van God se koningskap wat begin het, wat naby gebring is deur die eerste koms en die bediening en die prediking en die wonderwerke van Jesus van Nasaret en wat voltooi word by sy tweede koms. Kom ons bid saam. Ons is pynlik bewus daarvan dat ons in 'n gebroke wêreld lewe. Daar's soveel magte en soveel mense wat net reg sit om 'n situasie uit te byt en om van ietsie kleins wat skeefloop dit op te blaas tot iets baie groot. Ons sien die werklikheid van sonde, die stikkindheid van sondige mense, die nawerking van gebrokenheid in mense se lewens, in gemeenskappe se lewens. En daarom bid ons vanoggend dat u koninkryk sal kom. Nie net die begin van die koninkryk nie, maar ook die voltooiing van die koninkryk. Dat daardie dag sal kom wanneer daar nie meer 'n vyand oor is nie, maar wanneer u elke laaste vyand onderwerp het aan die regverdige koningskap, aan die vrederyk wat gelei word deur Jesus die Christus. En help ons om met ywer mee te werk, om met ywer die stryd aan te knoop in ons eie binneste, maar ook in ons wêreld waar ons lewe, die stryd aan die kant van die lig teen die duisternis, die stryd aan die kant van Christus teen die bose, die stryd teen die sonde, die stryd vir geregtigheid en vrede en vir dit wat goed en reg is. Help ons om nie daarvoor moeg te raak nie, of daarvan moeg te raak nie, help ons om ons oë gefestig te hou op Jesus Christus, wat die begin en die volëinde van ons geloof is. Ons oë gerig op Jesus Christus, wat nie net 'n goeie werk op aarde begin het nie, maar dit ook sal voltooi, wat nie net 'n goeie werk in ons lewens begin het nie, maar dit ook sal voltooi op die dag van Christus. Maak ons sterk en hou ons gemotiveerd, terwyl ons streef vir die volledige deurbreek, die finale kom van die koninkryk van die hemel op aarde. Amen. Nou gedink ek, kom is dit so moeilik om korrupsie uit te roei. Is dit wederkerige ding? As jy net 'n korrupte staatsamptenaar is. Aan die ander kant is daar 'n ou met 'n sak vol geld, met 'n klomp van sy eie belange. En dan raak daar die belange gevestig. En wie wil nou, as jy gewoond geraak het om met miljoene te lewe, wie wil dit nou prys gee en teruggaan en van krummels lewe?
jouself bestryd is. Kom ons sit weer, kom ons dink so 'n bietjie oor alles, gebruik die dankoffertyd ook as 'n stukkie nadinktyd. As jy wil, kan jy blaai na Openbaring 5 toe en 'n bietjie lees oor die toekoms van die koninkryk. Na ons offergawes gaan ons afsluit met lied 592. Beter. Dankie. Partykeer kan mense 'n foutjie regmaak en dit is wonderlik. Kom ons sluit af met hierdie mooi lied, nommer 592 in die liedboek, al tweede strofes. Seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap